Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Dankie dat jy inskakel op hierdie YouTube kanaal en mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ons praat uit Johannes 4 uit, die vrou by die put. En ons gaan stil staan met die tema, as jy geweet het. As jy maar net geweet het. Mag die Here aan die woord kom, ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie boodskap vanoggend kan deel. Dankie dat ek kan weet, Heilige Gees, U is die prediker, maar ook die naprediker. Spreek nou, Here, U kinders luister. En Here, dankie dat ons uit U woord uit mag lees en mag U goddelike doel ook bereik word vanoggend met hierdie boodskap. Ek seën elke boetie en sussie en ek verklaar my geloof in die opgestane Jesus. Ek prys U naam tot in ewigheid. Amen. As ons so bid, laat die Here sal spreek vanoggend, is dit my gebed, laat hy jou ontmoet, net daar waar jy is, kom nou net soos jy is, en luister na die woord van die Here, en mag jy ook vanoggend hier weg beweeg met hoop, met 'n lied in jou hart, en met daai moed om te weet, God is by jou elke dag van jou lewe. Ek lees vir ons saam uit Johannes 4 uit, en dit is so rondom vers 5. Daar staan geskryf, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Dan gaan ek so na vers 14 toe. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Vers 16, hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. En dan gaan ek verder na vers 24 toe. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here. Mag ons ook vanoggend hoor hoe Vader met ons kom praat in Johannes 4 vers 10. Mag die Heilige Gees nou ook die prediker wees, die vrou by die put. Vriende, sy het gedink sy kom water haal, en sy het daar aangekom en sy het Jesus ontmoet. Sy het met 'n leë emmer daar aangekom, maar eintlik het sy met 'n hart wat leeg is daar aangekom. Haar siel is dors, en net Jesus kan die lewende water ook in haar lewe bring. Baie mense sit vandag met 'n glimlag op hulle gesigte, maar eintlik is hulle moeg. Ons het skreensuiwers, soos ek dit noem, ek sê dit in aanhalingstekens. Maar binne-in is daar iets anders wat besig is om te woed. Mense hou aan, maar eintlik het hulle in die geloof begin moeg raak of leeg raak, harte wat leeg raak. Die bekende Henry Blackaby skryf,
Revival is a divinely initiated work in which God's people pray, repent of their sin, and return to a holy, spirit-filled, obedient, love relationship with God. En ons is nou so na Pinkster en daar het mense met my gesels en gesê, Dominee, wat 'n lekker tyd was Pinkster gewees om die boodskappe te kon hoor en in God se teenwoordigheid, maar ons worstel in 2026 en ek kon die mense se pyn hoor, ek kon sonde hoor waarmee mense worstel, teleurstellings in mense dalk in omstandighede. Ek kon ook by boeties en sissies versoekings en uitdagings en beproewinge hoor waardeur hulle gaan. Vra oor die lewe, hoekom en waarom dinge gebeur. En dan hoor ek die gebrokenheid. En iets wat ek besef is dat ons weer moet stil raak en verstaan wie ons is voor die almagtige God. Daar waar die vrou by die put is en Jesus by haar gaan sit, en vanoggend as Jesus by jou kom sit in hierdie boodskap, dat jy net weer eerlik sal wees en sê, maar wie is jy? Wie is jy in God se teenwoordigheid? Ek glo, as ek Blackaby gelees het, herlewing begin wanneer ons eerlik voor God is. Wanneer ons eerlik voor God raak om te verstaan wie ons is. Daarom my eerste punt vanoggend, verstaan jou situasie, boetie en sussie. Bely jou afhanklikheid van God, jou sonde, jou broosheid, wie jy is voor God en kom en erken jy het God nodig. Die eerste stap vir herstel in jou lewe en om nader aan God te beweeg is om eerlik te wees. Eerlik voor God. Die vrou by die put erken en sy sê eerlik, dit is nie my man nie. En Jesus sê vir haar, jy het nou reg geantwoord. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is ook nie jou man nie. Jy praat die waarheid. En partykeer moet ons net daai eerlikheid voor God kom oopbreek en sê ek is moeg of Here, u ken my omstandighede, ek kan nie meer nie of Here, ek bid al so lank en u weet wat aangaan. Jy's dors, jy's gebroke, jy's moeg. Hierdie vrou het skuld gedra en sy probeer haar leegheid vul op sekere maniere. Sy daag met 'n leë emmer op, maar eintlik is haar hart leeg. Die vyand wil ons gedurig kom laat glo dat jy alleen is. Dat God jou vergeet het, of dat God jou nie sal vergewe nie. Dat hy jou nie sal herstel nie, dat daar nooit heling in jou lewe sal kom nie. Maar Jesus kom juis en hy kom sit by ons wat moeg is by die putte van die lewe, daai put van jou van gebrokenheid, of daai put van seer, of alleenheid, of depressie. Hy kom ontmoet jou by daai finansiële put van jou, waar jy sê, jy kan nie meer nie, jy's down and out. Jesus ontmoet mense juis by al die putte van die lewe. Dors jy ook vanoggend na God? Wees eerlik voor hom. Ou Dawid verstaan dit. In Psalm 40 vers 18 sê hy, ek is elendig en arm, maar die Here dink aan my. Ek is elendig. Dalk moet ons erken wie ons is voor God. Psalm 51 vers 12 sê Dawid, skep vir my 'n rein hart, o God. Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart. So om in 'n absolute oorgawe te kom en te erken wie jy is, en jy's afhanklik en nederig en jy kan nie meer op jou eie nie, jy het God nodig om in te gryp. Jy sien vriende, die belangrike is om te erken waar jy in jou lewe tans is. Om die spieël te vat en te kyk en te sê, Here, ek wil introspeksie doen, Heilige Gees, kom kom buitel weg, vat die hamer en die buitel en kom buitel weg aan hierdie houtwerkstuk wat daar nie hoort nie. Want ek wil meer en meer u beeld kom wys. Dalk is dit nodig dat jy jou situasie verstaan, partykeer 'n paar tree terug te gee en in te kyk en te sien, dalk met ander mense te praat, te sê, wat sien julle, wat hoor julle, kyk 'n bietjie na hierdie goed van my, is dit in plek? Is ons lewens reg? Is ons in plek? Die bekende Martin Luther sê, God skep uit niks,
Daarom kan hy eers iets van 'n mens maak wanneer die mens erken hy is niks. Dalk moet ek en jy net erken, ons het God nodig. Ek het nie aan die kruis gesterf nie, Jesus het. Ek het Jesus nodig. Ek is 'n stofmens. Ek is nederig en nietig. En God kom skep my weer nuut. Hy kom blaas weer nuwe lewensasem in my in. Soms gebruik God moeilike tye, moeilike omstandighede om ons terug te bring na hom toe. Daarom so na die Pinkster, toe ek met die broers en susters bietjie praat en ons kry terugvoer, die pyn wat 'n mens kan hoor by mense, sonde, teleurstellings, die hartseer dinge, versoekings en beproewings, die eerlikheid wat mense op die tafel gesit het en gesê het, Dominee, dankie vir die boodskappe, maar hierdie goed is in ons lewens as ons moet eerlik wees. En daarom moet jy eerlik jou situasie na God toe bring in gebed. En kom sit dit by sy voetbank neer. Ja, bring jou emmer, al is hy leeg vanoggend. En God sal vir jou daai lewende water gee, wat uitborrel, water wat opborrel, en vir jou die ewige lewe kom gee. 'n Vrede by God is beter as die wêreldse vrede wat aangebied word. Vrede wat net God kan gee. My tweede punt vanoggend, baie mense sê, maar ek is dalk nie werklik 'n kind van God nie, hoe weet ek dit, want ek twyfel so baie. Ek twyfel in my geloof en ek twyfel of ek werklik 'n kind van God is. 'n Paar vrae wat ons na die tyd bietjie getoets het hierdie week is, mense wat sê, maar Dominee, ek het getwyfel in my geloof, is ek regtig gered? Hoekom voel God so ver? Hoekom twyfel ek? Is God 'n werklikheid in my lewe? En selfs geloofsmense wat gesê het, hulle het worstelinge, die oppe en die affe in die lewe. Vriende, en ek het so 'n bietjie moed vir jou vanoggend, as jy ook so voel, om te sê, maar ek twyfel selfs in God se bestaan. Johannes die Doper daar uit die tronk uitgevra toe hy opgesluit is. In Matteus 11 vers 3 sê hy, is u die seun wat sou kom? Hy stuur sy vriende om te gaan hoor, maar is Jesus die seun wat sou kom? Hy wil 'n bietjie sekerheid hê. Elia het onder die besembos gelê en wou opgee. Thomas het getwyfel. Petrus het geval. En so kan ek aangaan. Die groot ding is, hulle het nie God weggegooi nie. Vriende, as die lewe hard raak, is dit normaal vir jou om partykeer moedeloos te raak en te twyfel. Maar ek maak 'n besluit dat ek elke dag sal opdaag en dat ek elke dag sal aanhou en volhard. Maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan bly bid, ek gaan bly God se hand vashou, ek gaan met hom die toekoms instap. Here, dankie dat u met my die toekoms instap, laat u my hand vat. Here, ek weet u los my hand nie, dis ek wat u hand los. En daarom daag op en volhard, daag op in jou huwelik, daag op in jou gesin, daag op in jou werk, daag op en volhard, ten spyte van die omstandighede. Handelinge, hoofstuk 17 vers 27 in die boodskapvertaling sê, God wil hê dat al die volke op die aarde hom moet dien. Hy wil hê dat ons almal voor hom moet buig. Gelukkig is God naby aan ons almal. God wil hê dat almal hom moet aanbid en dien. Maar gelukkig is God naby aan ons almal. God is nie ver nie. Hy is teenwoordig. Ons aanbid 'n God wat hier is. Psalm 16 vers 8 kan jy ook gaan lees. Dat die Here is naby. Hy's naby ons. Hy ken jou op jou naam. Ons dink partykeer God is aan 'n kant die plafon, maar die Heilige Gees is vanoggend hier, daar waar jy sit en kyk of luister na hierdie boodskap, hy's met jou, langs jou, in jou, om jou, agter jou, hy neffens jou, hy is teenwoordig. Ons het dit in Pinkster so mooi gesê, hy's uitgestort. En jy wat glo vanoggend, weet jy het die Heilige Gees by jou. Daarom, bely jou sonde, bely jou afhanklikheid en sê, Here,
Ek wil nie een tree die toekoms ingee sonder U nie. Ek lees my Bybel, ek bid elke dag, ek staan in verhouding met U en ek gaan opdaag, maak nie saak hoe lyk die omstandighede nie. Ek gaan volhard. Wat 'n troos. God is nader as wat jy dink. Psalm 34 vers 19, die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy ken jou situasie vanoggend. Niemand kan hulle uit my hand uitruk nie, sê Johannes 10 vers 28. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig en hy vergewe jou. Daar's geen veroordeling nie. Niemand kan jou uit God se hand uitruk nie. Psalm 23, ek is veilig in die handpalm van God. Jy sien vriende, ons weet dat die lewe uitdagings vir ons gee. Daar's op en af, daar's seer dinge wat gebeur. Daar's insidente wat ons baie keer nie kan beheer nie, of mense kan beheer nie. Dinge buite ons beheer. Maar om steeds God te vertrou, steeds te weet God is in beheer, ten spyte van. Johannes Calvin sê, ware geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie, maar die vasgryp aan God te midde van twyfel. Natuurlik is daar mense wat soms teleurgesteld staan en sê, maar ek weet nie eers meer of ek wil glo nie. Want kyk wat gebeur alles met my. Hulle verloor hulle vertroue. Die mense wat vertroue verloor, dis dalk jy wat kyk of luister vanoggend. Jou vertroue dalk in jouself verloor, in ander mense, in die kerk, in die lewe, in jou besigheid, in jou finansies, in jou huwelik. Daar's mense wat net sê ek is moedeloos, ek sien nie meer kans nie. Maar God bly getrou. Staan jy vas? Ek wil jou kom aanmoedig vanoggend, vertroos en bemoedig. Hou moed, volhard, daag op, want God daag op. Hy sal elke keer op keer daar wees. My derde punt vanoggend is, dalk wil die Here jou herposisioneer. Dalk moet jy toelaat dat 'n nuwe seisoen in jou lewe aanbreek. Dalk moet jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou kom waai en laat daar 'n nuut skepping plaasvind. Dit voel of ons lewens soms uitmekaar val, tot jy ontdek, God was eintlik besig om iets beter vir jou te beplan. God het juis hierdie skuwe in jou lewe ingesit. Hy het dit toegelaat omdat God die beste weet. Want God is die God wat alles ten goeie laat meewerk. Ek dink aan Josef wat verkoop is. God het dit toegelaat. Moses het in die woestyn iets beleef. Dawid het in grotte weggekruip en Paulus was in die tronk gewees. Maar ten spyte van dit alles, het hulle ook God se vrede gehad en beleef, en God het hulle so wonderlik gebruik. En die uiteinde is dat hulle die ewige hemelse prys behaal het. Dat hulle die skatte kry wat in die hemel is. God wil dalk 'n beter seisoen vir jou beplan. Hy wil jou dalk herposisioneer of skuif of beplan iets anders vir jou. Ons moet net luister. En tog gebruik God ons in 'n seisoen waar ons by 'n sekere plek is en by 'n sekere put is. Gebruik God ons by daai put ook. Filippense is vir my so 'n mooi teks as ek dit lees. Ek lees dit in die boodskap vertaling, Filippense 1 vers 12. My liewe vriende, ek wil julle graag iets vertel. Al die dinge wat so met my gebeur, lyk of dit sleg is, maar eintlik is dit goed. Hoekom is dit goed? Dit help die verkondiging van die evangelie aan. Dit is eintlik goed, sê Paulus, want dit help die verkondiging van die evangelie aan na die wêreld toe. Dit lyk of daar slegte dinge gebeur, maar God is ook dan besig om te werk. God is dan ook aktief besig om jou te gebruik en jou te herposisioneer en te posisioneer, sodat jy tot eer van hom kan leef. Dalk besef ons nie dat God reeds besig is
met heling en herstel in ons lewens nie. Romeine 8 vers 28 is die teks wat ek nou na verwys het. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Vriende, God kom herstel jou. My hoop is in die opgestane Jesus. Jou waardigheid, jou geloof, jou roeping, jou menswaardigheid, jou eer en jou skaamte, alles is by God te finde. Want in hom is daar herstel en heling vir verhoudings, jou verhouding met God, met jouself, met jou medemens. God is die antwoord. En daarom is dit nodig dat ek vanoggend eerlik sou kom oopbreek voor die Here en sê, Here, ek het U nodig. Verstaan my eie situasie, maar Vader, ek weet U verstaan my situasie. Daarom moedig ek jou aan, maak seker jy verstaan jou eie situasie. En dan jou twyfel, bring dit. Baie keer oorweldig het jou, maar bring dit na God toe. Bid en praat met die Here en kyk wat hy sê. En dan, God is besig. Hy is dalk besig om jou te herposisioneer. Dalk het hy iets beter vir jou wat hy beplan, maar ek weet altyd, God laat alles ten goeie meewerk. Ek moet net volhou, ek moet volhard, ek moet opdaag, want Jesus het klaar opgedaag. Hy het aan 'n kruishout vir my en jou gesterf. Die bekende professor N.T. Wright sê, God neem gebroke mense en skryf nuwe stories van genade. Ek en jy het 'n getuienis. En daai getuienis van ons is die storie van ons lewe en hoe God besig is met ons. En hoe hy ook in jou storie soveel genade kom gee. En dat hy jou nie gaan los nie. Dat hy met jou die toekoms in gaan bly stap. Nee, die Here gaan jou nie vernietig nie. Maar hy trek jou nader aan hom. Luister dit mooi, God wil jou nie vernietig nie. Hy trek jou nader aan hom. En dalk is dit nodig dat ek vandag net sê, Here, dankie. As ek maar net geweet het wat U wil gee. As hierdie vrou by die put maar net geweet het met wie praat sy, met Jesus Christus, die verlosser en saligmaker. Hy kan vir haar die lewe gee. As jy maar net geweet het. Vriende, ek en jy kan nie dit sê nie, die tema vir oggend, jy weet Jesus is die antwoord. Jy weet hy kan lewende water vir jou gee wat jou laat opborrel, wat dit uit jou uit sal borrel. Hy gee vir jou vrede, hy maak jou heel, hy maak jou weer gesond. Kom na God toe vir oggend en kom breek oop voor hom, wees eerlik. Net soos hierdie vrou eerlik was. En dan kan ons nie anderster om nou na Pinkster te sê, vers 24 is waar. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in die waarheid aanbid. Ek en jy, wat nou vas staan, en in die waarheid hierdie pad stap saam met die Heilige Gees vorentoe. Ek bid vir jou vrede in jou lewe. Ek bid dat jy eerlik oor jou situasie sal wees met God, en dat jy vir Abba Vader kan sê, maar Vader, U ken my situasie. Ek stap saam met U die pad, ek gaan volhou. Ek gaan opdaag. Here, gebruik my. Ek bid vir jou in Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend net kon saam wees uit die woord uit Johannes 4, die vrou by die put wat met 'n leë emmer opgedaag het om te kom water kry. Maar eintlik was haar hart leeg. En Here, baie keer daag ons ook op in die lewe vir 'n sekere doel, maar U is reeds besig met 'n groter plan wat U vir ons het. En daarom kom bid ek nou vir Boetie en Sissie, dat ons ook met ons emmers by die put van die lewe sal opdaag, met die wete, U kom gee vir ons lewende water wat oorborrel, want Here, U gee lewe. Ek kom vra, Here, dat U elke Boetie en Sissie sal aanraak, dat daar heling en genesing ook in hulle lewens sal kom, maar dat hulle eerlik voor U sal oopbreek
En Here, dat daar dan daai vrede op hulle sal neerdaal, wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid dit nou vir hulle, Here, en ek sê dankie Jesus, dankie vir u genade wat vir ons genoeg is. Aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons praat weer DV met mekaar volgende week.